Wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier voor vaders se kinders te wees. So lekker om hier te kuier. En ek wil net open met 'n paar woorde. Ek pleit die bloed van Yeshua oor ons vandag. Dankie vir die Heilige Gees se krag en salwing. Dankie vir genesings, bevryding en seëninge in die naam van Yeshua wat vandag ook in hierdie plek manifesteer. Yeshua kom na my en na jou toe en hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28 tot 30, kom leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart. En dit tref my weer, Vader se hart is 'n vleeslike hart in terme van, hy is nie 'n klip nie. En hy het so 'n goeie hart, ons meester. Yeshua is ons voorbeeld. Hy is ons voorbeeld in liefde, nederigheid, sagmoedigheid en inspirerend. Hy is die een wat ons motiveer, die Heilige Gees. Yeshua se bediening, as ons 'n bietjie kyk na Yeshua se bediening, hy het gepreek, hy het geleer en hy het ook genees. En soos hy op sy pad gewandel het daar mense op sy pad gekruis en dan het hy hulle ook bedien met genesing. En in sy bediening het hy gepraat oor die koninkryk van Elohim. Hy het die natuur van die geregtigheid vir ons kom verduidelik, die belangrikheid van liefde en vergifnis en met groot oortuiging met die mense gepraat. Yeshua het op verskeie maniere bedien. Hy het aangeraak, gespreekte woord, deernis en innige jammerte, mense se geloof. Hy het nie altyd in die publiek mense gehelp nie, hy het ook in die privaat mense gehelp. Verskeie maniere en metodes het hy gebruik, onder andere uitgespoeg, hy het modder gemaak, en dan in die Ou Testament het hy gepraat van Naaman, waar hy 7 keer in Jordaan moes spring om genees te word van sy melaatsheid. So, wonderwerk, as ons kyk 'n bietjie, as ons kyk na ons daaglikse lewe, die dinge waarmee ons sukkel, kan ons by 3 dinge kom en dit sluit aan by wat ek 2 weke terug by ons gebring het, is huwelike, finansies en gesondheid. Dis die algemene 3 punte in ons lewens waarmee ons te doen kry, wat baie kere vir ons 'n stryd is in die wêreld, 'n stryd is in 'n mense se lewens. Maar as ons kyk na 'n bruilof, het jy so 'n wonderwerk gedoen, waar hy die water in wyn verander het. En dit is wonderlik, en ons is so dankbaar daarvoor. En as ons kyk na huwelike, onder andere in Markus 10, vers 6 tot 9, sê hy, maar van die begin van die skepping af, het Elohim hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle 2 sal een vlees word, sodat hulle nie meer 2 is nie, maar een vlees. Wat Elohim dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. So daar is 'n paar dinge in verband met die huwelik, wat saamgestel is in Vader se woord. Daar's 'n raamwerk, daar's praat oor egskeidings, praat oor versoening, praat oor om toegewy te wees aan mekaar, vergifnis weer eens, en dan is daar hoeveel beginsels opgeteken in Vader se woord. En as ons kyk na finansies, dan kyk ons na die wonderwerke wat Yeshua kom doen het ook. Ons raak nou maar net so 'n paar van hulle aan, en dit is waar hy die 5000 mense moes gevoed het. Wat beteken, daar was 'n tekort gewees. En hulle het net 5 brode en 2 visse gehad, en hy het gesê, bring wat julle het, en hy het dit vermeerder. So dit was in die
dit was ook 'n wonderwerk, en dan die muntstuk in die vis se bek wat hulle oopgemaak het om die belasting te kon betaal. En andersins praat Vader deur sy woord in Matteus 6 vers 33. As ons kyk na finansies, wat is vir Vader belangrik? Is maar soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So baie kere beweeg ons meer na die bekommernisse, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek, en ons raak vermoeid met dit, maar die belangrikheid in Vader se woord ook is om eers sy koninkryk te soek en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir ons bygevoeg word. En dan beteken dit ook deur gebed en om geloof in Elohim te hê. So Psalm 107 vers 20 staan geskrywe: hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Wat beteken dit? Vader het sy woord vir ons gebring, en die woord is Yeshua die Messia, en is om mense te help dat hulle nie vernietig sal word nie, om hulle weg te hou van vernietiging en die dood. As ons kyk in Deuteronomium, sê hy, ek hou vandag vir jou die seën en die vloek voor, die lewe en die dood, maar ek wil hê jy moet lewe kies. En dit is wat die woord kom doen het, is lewe in ons lewe, en om ons te help dat ons nie in die vernietiging sal ingaan nie, en dat ons lewe kies en nie die dood nie, dat ons almal die ewige lewe kan beerwe. Maar daar is 'n paar hindernisse in ons lewens wat ons baie mee te doen gekry het, ons as gelowiges ook, is wat gesond maak en blokkeer, is onder andere vrees, hoe ons monde gebruik, wanneer ons murmureer, en dat ons nie geloof het in Elohim se woord nie. Kom ons kyk na 'n paar wonderwerke van Yeshua en sy gesindheid. Hoe hy mense genader het, en wat het hy gedoen, en hoe het hy dit gedoen. En ek wil vanmôre my boet uit 'n gedeelte bevestig uit Vader se woord uit, en ek is so dankbaar. Genesing van Simon se skoonmoeder. In Lukas 4 vers 38, die genesing van Simon se skoonmoeder, en hy het opgestaan uit die sinagoge, en in die huis van Simon gekom, en Simon se skoonmoeder was aangetast deur 'n ewige koors, en hulle het hom geraadpleeg oor haar. Toe gaan hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Is dit nie wonderlik nie? Klink eenvoudig, hy het sy autoriteit en sy gesag gebruik, en hy het die koors bestraf, en dit het opgeklaar, en sy het dadelik hulle bedien. En vers 40 sê, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerlei kwale in hom gebring, en hy het een vir een hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. As ons kyk na nog 'n gedeelte is in Lukas 5 vers 12, die gesondmaking van 'n melaatse. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid. En toe hy Yeshua sien, val hy op sy aangesig en smeek. En wat vir my ook uitstaan daar, is nederigheid, desperaatheid. Hy is in nood, en hy weet, as daar iemand is wat hom kan help, is dit Yeshua Messia. Hoeveel keer in ons eie lewens raak ons so desperaat, en ons val op ons aangesig voor Vader, en smeek hom om ons te help.
kom hy en sê, meester, as u wil, kan u my reinig. As u wil. Luister verder, daarop steek hy sy hande uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik het die melaatsheid hom verlaat. Dit is 'n bemoedigende vers. Mense kom baie in 'n plek, is dit Vader se wil om my te genees? Is dit Vader se wil? Dit is sy wil. Maar baie keer is dit die vyand, en baie keer is dit onsself, wat baie keer probleme in ons lewens bring, siektes in ons lewens bring, maar sy wil is, dat ons gesond het wees, want dis waarvoor hy gekom het. En as ons verder hierso kyk, sê hy, maar die gerug aangaande hom, is nog meer versprei en groot menigtes het bymekaar gekom, om te luister, en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom in 'n verlate plek teruggetrek en gebid. 'n Belangrikheid wat ons van Yeshua moet besef. Yeshua het in die aande opgestaan, vroeg in die môre, of hy het in 'n geheime plek gegaan, of hy het op 'n berg gegaan, en hy het tot Vader gebid. En dis wat ek en jy ook moet doen. Ons moet bid, want ons ken nie hierdie dag wat vir ons voorlê nie. Ons weet nie van die versoekinge. Ons weet nie wat ons pad gaan kruis nie. Ons weet nie in watter strikke ons daar kan val, want die Bybel sê, wees nugter en waaksaam, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie kan hy verslind, maar hom moet julle teëstaan in geloof. So, dit was vir Yeshua belangrik om te bid. Hy het geweet wie op sy pad gaan kom, hy het geweet wat hy moet leer, hy het geweet, en hy het mense op verskillende maniere, soos ek nou gelees het, mense gehelp en hulle bedien. So dit is ontsettend belangrik om te bid. As ons nie bid nie, kan ons in die versoeking kom, en dit is wat hy ook later in Lukas 22 skryf, waar hy vir die disippels gesê het, bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. En later het Yeshua bloed gesweet, en later toe sê hy weer, ek sê weer vir julle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. So dit is belangrik, omdat ons hierdie dag nie ken nie. Ons weet nie wat oor 5 minute gaan gebeur nie. En daarom moet ons nigter en waaksaam wees, en laat Vader ons kan help en vir ons leiding en wysheid gee in die dag wat voorlê. So, as ons kyk na, ons was nou daar by genesing van 'n verlamde man, Lukas 5. Kyk ons hier, die genesing van 'n verlamde man, en op een van die dae was hy besig om te leer. Ons het nou gesê, hy het geleer, hy het gepreek, en hy het genees. En wat mooi is daarvan, hy bring eers die woord, hy leer mense van dinge, en dan genees hy hulle. Want wat doen daai dinge? Dit wek geloof by jou op. Jy kry geloof, en as jy geloof het, dan kan die manifestasie baie makliker plaasvind. En hy sê, om te leer, en die Fariseërs en die wetgeleerders wat gekom het, uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van Yeshua om hom te genees. So al hierdie skrifgeleerdes en Fariseërs het nou uitgegaan na die geleentheid toe, maar daar was 'n paar manne wat geloof gehad het. Daar was krag van Yeshua om te genees, en toe hy hulle geloof sien, wat het hulle gedoen? Hierdie man wat verlam was, hulle het gesien, hierdie plek is so toe van die mense, hoe gaan ons by Yeshua kom? Maar hulle geloof wat hulle gehad het besluit, kom ons maak 'n plan, ons gaan op die dak, ons maak die dak oop, en ons laat sak daardie man reg voor Yeshua, en deur hulle geloof, het daardie man gesond geword. So waar ons saam in geloof staan, is kragtig. Is dit nie wonderlik nie? En later toe sê hy vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? As 'n mens altyd so kyk na die mense oor die algemeen, het altyd soveel vrae, hulle wil alles analiseer en bevraagteken. Sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Wat het daai man gedoen? Hy het opgestaan. Daai man kon miskien 'n vraagteken aangesit het, gesê nee, maar ek weet nie of hierdie storie gaan werk nie. Dit is so mooi in hierdie woord. En as gevolg van daai manne se geloof,
Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy opgelê het en gaan na sy huis terwyl hy Elohim verheerlik. Terwyl hy Elohim verheerlik. En verbasing het hulle almal aangegryp en hulle het Elohim verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. 'n Ding wat ons baie kere kan fout maak in ons lewens. Ons vra baie dinge vir Vader. Baie keer het ons 'n lysie van goed wat ons vra. Partykeer staan ons dan op, dan loop ons weg. Ons gee Vader nie 'n kans om weer terug te kommunikeer met ons nie. So partykeer is ons te haastig. Maar die mooi van hierdie gedeelte ook is dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor Vader. Hierdie sussie vanoggend getuig oor dankbaarheid wat Vader vir haar gedoen het en vir haar kinders. Prys sy wonderlike naam. Ons kan vra en Vader gee, maar wees dankbaar. En die woord sê mos, wees in alles dankbaar. Dis die wil van Vader vir ons. Die seun van die weduwee van Nain, as ek dit nou so kan sê, die seun van die weduwee van Nain, Lukas 7. Lukas 7. En in daardie dag, die dag daarna, was hy op weg na die stad met die naam van Nain, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. So met ander woorde, Joshua het op 'n begrafnis afgekom, waar 'n weduwee se enigste seun oorlede is, en sy was baie hartseer. Maar dit het Joshua aangeroer. Hy het medelee, hy het innig jammer vir haar gevoel. Vers 13, en toe meester haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. Wat sê Vader vandag vir jou en vir my, in 'n situasie waar jy dalk is? Moenie ween nie. En hy het nader gegaan en haar aangeraak, daarop staan die draer stil, en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. Joshua het gebid in die oggendure, maar wanneer hy bedien het hy gespreek. Hy het sy gesag en sy autoriteit gebruik. Hy het nie gaan bid vir mense. Hy het klaar gebid. Nou het hy in sy gesag en autoriteit gewandel. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp, terwyl hulle Elohim verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en Elohim het sy volk besoek. Wat 'n wonderlike geleentheid, wat 'n wonderlike voorreg van Joshua vir ons ook daar. Die dogtertjie van Jairus. Julle almal ken hierdie gedeeltes, ons lees dit partykeer, is daar 'n paar goedjies wat partykeer uitstaan vir 'n mens, maar daar was 'n dogtertjie van Jairus, en toe Joshua terugkom, het die skare hom verwelkom, want hulle almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, hy was die owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Joshua neer en smeek hom om na sy huis te kom. Daar kom weer smeek, desperaat. Baie keer kan ons vir ons sê, is ek nog desperaat vir Vader? Is ek desperaat vir Joshua? Ons kan dit vir onsself afvra. Ons kan maar desperaat wees. Ons gaan mos baie keer in omstandighede. Hy val voor die voete van Joshua neer en smeek hom om na sy huis te kom. Want sy enigste dogter, wat omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. So daar was baie mense wat saam met hulle gegaan het. En vers 43, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Julle dames sal beter verstaan, né? 12 jaar het hierdie vrou
bloedvloeiing gehad. En wat die woord beskryf van al daai tipe goed is onrein, jy mag hier wees, jy mag nie daar wees. As jy aan iets gevat het, is dit onrein en dan mag dit vir 24 uur nie aangevat word nie, tot dit weer rein is. En jy moet bad en jy moet allerhande dinge doen. So mense skep daai prentjie vir 12 jaar lank. En wat haar hele vermoë, al haar geld, wat ek hier ook lees, sy het nie 'n mediese fonds gehad. Al haar vermoë aan geneesere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word. So kom ek vertel die storie so. Hierdie vrou het op 'n plek gekom. Het sy baie idees gehad, baie planne, maar desperaat het probeer om genees te word van dit. Ek wil in Engels sê, sy was rock bottom. Dis waar sy gekom het. Sy het nie meer fondse gehad, daar was niemand wat haar kon help nie. Daar was geneesere, maar hulle kon haar nie help nie. En toe het hierdie vrou by haarself gesê, sy het gehoor van Yeshua, het sy hom geken, ek kan nie presies sê nie, maar sy het gehoor van Yeshua, en sy het by haarself gesê, omdat ek in hierdie toestand is, gaan ek op 'n geheimsinnige manier probeer om net sy kleed aan te raak. Net sy kleed. Nie eers sy fisiese vel en bloed nie. En dan sal ek gesond word. Dit het sy by haarself gesê. En onder andere het sy nou toe van agter af gekom en die soem van die kleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. En wat vra Yeshua toe? Hy ervaar toe daar gaan krag uit hom uit en hy vra, wie het my aangeraak? En die disippels vra, hoe kan jy nou sulke goed vra? Die mense verdring ons, hulle stamp teen ons, hulle stoot teen ons. Maar hy sê, iemand het aan my aangeraak, die krag uit my uitgegaan. En die vrou het toe nou ongemaklik gevoel en gemerk dat die krag, dat sy waargeneem is, dat daar iets gebeur het. En toe die vrou sien, dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. So in haar situasie was sy ook maar skaam. Maar die mooi ook, daar was Jairus, sy dogter het op sterwe gelê. Hier kom hierdie vrou, nou raak sy hom aan. Het julle al partykeer ervaar, ons is partykeer ongeduldig. Ons wil dinge nou hê gebeur. Sê Jairus is desperaat vir sy dogter. Sy lê op sterwe. Hierdie vrou raak Yeshua aan en hy ervaar die krag, hy staan stil. So stop hy. Partykeer moet ons stop en luister. Partykeer moet ons aandag gee in die situasie. Hy gee toe, hy stop, hy sê, okay, iemand het my aangeraak en toe kom die vrou. Wat het Jairus gedink op daai stadium? My dogter. En nou stop hy vir hierdie vrou. Hy moet by my huis uitkom, my dogter gaan sterf. Maar so gaan Yeshua toe aan en toe kom daar iemand van Jairus se mense en sê vir hom, hoorie, jammer oor die slegte nuus, jou dogter is dood. Hoe het Jairus gedink, hoe het hy gevoel? En wat is Yeshua se woorde aan daai man? Eerste ding wat hy sê, toe hy hoor daai nuus hoor, toe reageer Yeshua onmiddellik. Hy sê, moenie vrees nie, glo net en sy sal gered word. So hy het dadelik aandag gegee aan dit, want hy het geweet, hierdie man gaan baie woorde dalk spreek wat hy nie moet spreek nie, en dit gaan die situasie vermoeilik. En verder het toe nou later skryf daar, sê hy, moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar slaap. En toe hy by die dogtertjie gryp hy haar aan die hand, roep uit en sê, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan en hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. Is dit nie mooi nie? So, dit is die hart van Yeshua, dit is die manier hoe hy gedoen het. Hy doen nie alles op dieselfde manier nie. Hy het baie genesings gedoen, daar is van die ander goed wat hy dalk gedoen, wat ons nie opgeteken is nie, hoe hy dit dieselfde van herhaling gedoen het. En
dit sê van ons ook, wat doen ons in situasies soos hierdie? Nou gaan ons na die genesing van 'n lam vrou in Lukas 13. Lukas 13. Die genesing van 'n lam vrou. En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. So hy was in die sinagoge, weer besig om te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Yeshua haar sien. Ons kan baie keer vir iemand sê, ja, maar jy moes dit gedoen het, of so gedoen het, of so. Maar hy het nie. Hy het vir haar gesê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. Sien julle die krag in woorde? Jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en Elohim verheerlik. Sy het Elohim dankie gesê. Sy het 'n dankbare hart getoon. As 'n mens 18 jaar aan mekaar getrek was, moet 'n mens dankbaar wees wanneer jy vry en loskom. En dit is wat Vader ook in beweging sit, is dankbaarheid in die naam van ons wonderlike koning. Nou gaan ons na 'n genesing van die 10 melaatse. Genesing van die 10 melaatse mans. Daar kom toe nou, toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. Ek weet nie of julle al 'n bietjie gaan kyk het, of navorsing gedoen het nie. Wat se effek het melaatsheid op 'n mens se liggaam? Daar's verskeie, daar's baie dinge. Onder andere, jy kan 'n toon verloor, jy kan jou voet verloor, jy kan jou hand verloor, jy kan jou brein kan beskadig word. Daar's verskillende dinge wat in jou liggaam kan gebeur, wat 'n effek het op jou liggaam. Maar hierdie mans gaan toe na Yeshua toe. Maar hulle bly toe op 'n afstand. Want hoe die melaatsheid mense daai jare gedink, ons moenie naby iemand kom nie, ons mag nie hier wees, ons mag nie daar wees nie. Ons moet ook maar net, en hulle bly toe op 'n afstand, want hulle is nou net bang, hulle steek Yeshua aan. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Yeshua, meester, seun van meester, wees ons barmhartig. Het ons al tot Vader gebid en gesê, wees my barmhartig. Ons kan maar nederigheid voor Vader verkeer. Ons kan maar vra, wees my genadig, wees my barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. Dis al wat hy gesê het. En hulle het geweet, die reëls van daai tyd, as jy aan die priesters vertoon, dan is daar groot moeilikheid. Dit gaan nie werk nie. Maar net op sy woord wat hy gegee het, hulle het dit nie bevraagteken nie. Hulle het omgedraai en hulle dit gaan doen. Terwyl hulle loop, word hulle gesond. Goed, terwyl hulle loop, word hulle ryk. En terwyl die 10 loop, draai een om. En hy val op sy aangesig voor die voete van Yeshua. En hy het hom gedank. 1. Hy sê, maar was daar nie 10 nie? Was daar nie 10 wat gesond geword het nie? Maar net een het omgedraai? Of wat? Om dankie te sê? Hoeveel kere sê ons dankie? As iemand vir jou bid, iemand vir jou hand oplê, terwyl hulle nog bid, sê vir jou Vader, dankie Vader. Dankie dat jy my gesond gemaak het. En toe antwoord Yeshua en sê, was daar nie 10 wat rein geword het nie? En later skryf hy, en hy sê vir hom, die man wat voor hom op sy aangesig, op sy knie gegaan het, om dankbaar te sê, sê Yeshua vir hom, jou geloof het jou gered. Wat beteken, as jy in jou melaatsheid enige lid in jou liggaam verloor het of beskadig is, het ek gekom om jou heeltemal heel gemaak het. Sê die ander het net rein geword, en wat hulle ook al verloor het, as hulle haar hand, het hulle nog steeds sonder hand, maar hulle het rein geword.
Maar hierdie man, wat hy dankbaar was, die Engelse King James sê, thy faith hath made thee whole. Hy is heeltemal herstel. En dit is net omdat hy dankbaar was. Die blinde man van Jericho. Die blinde man van Jericho. Terwyl hy naby Jericho kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. Wat nogal interessant is, die man bedel en hy is blind. En ons kry met hierdie dinge ook te doen vandag se tye. En toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy, wat is dit? Hulle vertel hom, Yeshua die Nasarener gaan verby. Hy roep uit en sê, Yeshua, seun van Dawid, wees my barmhartig. Het hy gevra vir geld? Het hy gevra vir kos? Maar net 'n bietjie voor sê hy, die man het gesit en gebedel. Toe hy Yeshua hoor verbygaan, toe roep hy uit, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom, dat hy moes stil bly. Maar hy het harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Yeshua het gaan staan en bevel gegee dat hy hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom en sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dis die tema van die boodskap. Yeshua vra vandag, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hy antwoord hom, meester, dat ek kan sien. En Yeshua sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. Dit was daai man se geloof wat hom gered het. En Yeshua het net die woord gespreek. Sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg. En terwyl hy Elohim verheerlik. Ek sê daai prentjie, hy loop agter Yeshua, halleluja, prys God. Dankie Yeshua, dankie dat jy my gesond gemaak. En toe die mense wat saam met hom was, die hele volk, dit sien, het hulle aan Elohim die lof gegee. Dankbaarheid. Dit is 'n groot geheim. Dankbaarheid. Nou gaan ek na Johannes 5 toe. Genesing van die siek man in Bethesda. Ek gaan net 'n paar verse daar lees. Daar was 'n sekere man wat 38 jaar aan 'n siekte gely het. 38 jaar. Wat vir my ook sê, hy het sy omstandigheid, sy situasie, sy siekte aanvaar. Hy het seker by homself gesê, dit is seker maar my lot. Ja, hy wil mens leer en hy straf my en wat ook al. Nou dit 'n lang proses gaan. Tyger het ons eie planne. Hierdie situasie, dit moet seker maar so wees. En toe Yeshua hom sien, wat vra hy hom? Wil jy gesond word? Yeshua vra vandag, wil jy gesond word? Enigiets, nie net siekte nie. Sit met kortimere, sit met tonge wat nie gesond is nie, sit met murmurering, of sit met wat ook al dit mag wees, dit gaan nie net oor siekte. Wat wil jy vandag, moet ek vir jou doen? Maar hy vra hierdie man, wat wil jy hê? Wil jy gesond word? En toe wil hy hierdie hele string sê, ja, maar daar is niemand wat my in die water kan sit nie. Met ander woorde, daai man was passief, hy het nie moeite gedoen nie, hy het nie iemand aan die klere geruk en gesê, hoor, jy kry my nou in daai water nie. Hy het net passief geraak en net aanvaar sy omstandigheid, maar hy vra vir hom, wil jy gesond word?
En toe sê Joshua vers 8, Joshua sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit die Sabbat. Verder hier in vers 14 sê hy, daarna het Joshua hom, waar kry Joshua hom toe nou? Op 'n goeie plek, hy kry hom in die tempel. Wow, hier man is nou in die tempel. Hy kan hom dalk in die kroeg gekry het, sal nie 'n goeie idee gewees nie, maar hy kry hierdie man in die tempel, en hy sê vir hom, kyk, jy het gesond geword. Luister wat sê hy, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur. Wat beteken? Sonde kan ons ook siek maak. Sonde kan ook 'n situasie in ons lewe sit. Maar wat is sy woorde? Jy is op die regte plek, jy is in die tempel, jy sien waar die dinge van Vader verkondig word, maar ek sê vir jou, moenie sondig, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Johannes 8, ek gaan net 'n paar versie lees. Vers 11 is die kernvers. Dit gaan oor die oorspellige vrou en sy is 'n egbreek betrap en hulle bring hom na die meester toe en hulle wil weer die meester versoek. En Moses het gesê so en dit mag nie so gebeur nie. En so het hulle nou aangegaan en toe later vra Joshua, en toe Joshua hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Partykeer veroordeel ons mekaar. Partykeer gebeur dit te maklik. Ja, maar jy moes eerder dit so gedoen of so gedoen. Maar nee, kyk wat is Joshua se gesindheid. Sy sê, en sy antwoord, niemand nie meester, en Joshua sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Die hart van Joshua, die nederige sagmoedige, wat ons uitnooi, sê, kom na my toe, kom leer van my, ek is nederig, sagmoedig van hart, en jy is 'n rusvind vir jou siel, want ek is nederig en sag. Dit is sy hart. Met ander woorde, sy hart is sag vir die vrou. Maar wat het hy net vir haar gesê? Ek veroordeel jou nie, maar wat ek vir jou wel sê, gaan en sondig nie meer nie. En dit is wat 'n interessante ding is, 'n stelling wat Joshua vir haar sê. En dan kyk ons na Jakobus 5, waar hy sê, Jakobus 5 vers 14, kom ons sê vers 13, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. As iemand opgeruimd is, laat hom 'n psalm sing. Ons kry met hierdie goed te doen. Wanneer ek opgeruimd is en iemand is neerslagtig of depressief, dan kan ek baie maklik sê, maar wat gaan aan met jou? Dit gaan goed met my en ek is vrolik. Wat gaan aan met jou? En dis hoekom ons op mekaar ook nie met veroordeel nie, want net volgende week, dan is jy depressief. En daai persoon is opgewek. En dan besef jy, as ek depressief is, of as ek deur 'n storm gaan, of deur 'n moeilike omstandighede gaan, voel ek nie lus om opgeruimd te wees nie. Dan sê die Bybel, dan moet jy bid. As jy ly, dan moet jy bid. Maar as jy opgewek is, sing 'n lied, sing 'n psalm. Vers 14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom of haar bid, nadat hulle hom of haar in die naam van meester met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en Jahwe sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En dit is 'n gemeenteverband ook, né? Dis daai praat oor die gemeente. Iemand siek onder julle? Ek was een keer op 'n kamp en dit was omtrent hier 2022 en ek sê, Vader, ek het 'n pyn hier. Dink ek het 'n pyn op in my been gehad. En ek sê, maar ek gaan nou staan op hierdie skrif. En ek sê, hoorie, ek het gebed nodig, maar ek wil nou net sê wat hierdie skrif sê. En as ek gesalf word en die geloof sal die kranke red,
Toe staan ek daar voor en toe kom maar 2 broers na my toe. Toe sê ek, hoor, sal julle asseblief my bid, dis wat die woord sê. Ek is in 'n situasie en ek het hulp nodig. Ek sê, maar het julle genoeg geloof? Ek vra toe sommer, het julle geloof dat ek kan gesond word? Want dis wat die Bybel sê, die gebed van die geloof sal die kranke red. Toe sê hulle, ja, ons het geloof. En ek het gesond geword. Een van julle was by daai kamp gewees. So, om net af te sluit, Yeshua breek al die bande. Ken jy daai liedjie? Yeshua breek al die bande. En dan verder sê hy maak my vry. En Yeshua die Messia. Amen.